staan vandag by 'n graf wat leeg is, met die klip wat weggerol is, die doeke wat nog daar lê, maar hy is nie daar nie, hy het opgestaan. En ons is so vol van vreugde en blydskap, en ons verstaan nie hoekom jy ander mense en jy herken het nie. Ons verstaan vandag, dis nou heel wat later, na ons baie daaroor geskryf en gelees en gepreek het, verstaan ons dat hy opgestaan is sodat ons kan lewe. En dankie dat ons die lewe in sy volheid kan beleef. Dankie dat ons die lig vir die wêreld kan wees. Mag u genade vandag oor ons spoel en mag ons u teenwoordigheid intens beleef. Amen. Mag die Here, mag die lewende Here wat opgestaan het, vandag met jou praat. Mag die genade van hom wat so groot is, wat vir ons sy seun gestuur het, mag dit jou toevou. En mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou praat, influister in jou ore, sodat jy kan hoor en ook kan gaan doen. Amen. Daar is geleentheid vir offergawes, en dan gaan ons nog 'n keer, ek dink terwyl die offergawes opgeneem het, gaan ons weer 'n keer na hierdie sang luister. Miskien net so 'n bietjie die agtergrond van hierdie lied. Dis 'n lied van Elevation. Steve Furtick is die pastor daarso, een van die meer charismatiese kerke dalk in Amerika, maar Steve Furtick is ook 'n groot musikant, en hierdie is een van die songs wat hulle, ek dink is vir verlede jaar se Paasfees geskryf het. Incredible song. Ons het gaan soek na die woorde onder dit, en mens kry nie regtig 'n weergawe wat die woorde onder mooi kan verduidelik, en kan sê nie, maar wel, iewers in die song is net, he's alive, he's alive, he's alive, en dis hoekom ons vandag hier is, omdat hy lewe. Sit sommer net rustig en luister sommer net weer so half na hierdie song. Net so enig vir afkondigings. Ons het 'n woonstel of 2 beskikbaar op hierdie stadium vir einde April, begin Mei, so as iemand belangstel. Julle moet ongelukkig net baie vinnig spring, want ons sluitingsdatum is reeds Dinsdag,
Woensdag moet ons die besluit neem en die aansoeke sif. So as iemand wil aansoek doen vir die woonstelling, daar is op hierdie stadium 2 of 3 beskikbaar. Jy's welkom om aansoek te doen daarvoor. Jy kan sommer vir Annelie of Karin of Jackie mee praat. Hulle sal vir julle op die regte pad daarvoor vat. En dan ons begin met 'n splinter nuwe reeks hierdie week, volgende Sondag. Ek wil nie nou al te veel bekend maak nie. Dit is vir my 'n aangrypende reeks wat oploop na Pinkster toe. So, ek gaan niks nou sê nie. Ek wil die prentjie eers mooi klaar maak. Maar ek sien verskriklik uit na die reeks. Baie van ons is okay en ons is sterk en ons is standvastig en ons is okay en ons is sterk en ons is standvastig en ons is okay en ons is sterk en saam met dit kom maar 'n klompie shadows, skadukante. En oor daai skadukante gaan ons bietjie gesels. So ek sê niks verder nie. Volgende Sondag begin ons met 'n nuwe reeks. Ek probeer om korter maak, maar lyk my hy gaan hier na 37, 38 dele toe. So ek probeer hom regtig korter maak, maar maak julle reg om vir 'n uur en 'n half elke Sondag hier te sit, anders gaan ons nie in pas nie. Maar ek sien baie uit, ek gaan niks meer verder sê nie. Volgende Sondag sal ons bietjie meer daaroor sê. Net 'n laaste opmerking. Mani, vir julle daar agter, ek weet nie wat om vir julle te sê nie. My hart gaan saam met julle uit na JP en na Renay toe. Mag julle sommer net die lyn styf vasgehou word. Hennelie, Heilie, julle as kinders, mag die Here sommer net by julle wees. Ek weet nie wat om meer te sê nie. Ons dink voorlopig dat ons na Vrydag toe, is dit nog reg, Vrydag begrafnis gaan hou. Maar ons sal meer besonderhede gee. Dis regtig baie sleg, die ouens wat nou nie wel van weet nie. JP, ons drummer, is in die week oorlede en 'n dag of 2 later is sy ma oorlede. Sy ma was baie lank siek met kanker. En dit is sommer so 'n dubbele slag. Mag julle regtig waar die Here se teenwoordigheid net intens beleef. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. Sterkte so baie in hierdie erg te mekaar tyd vir julle. Ons gaan nie worship songs doen vandag en later in die diens nie. So ons gaan sommer direk in die preek inval. En dit is vandag opstandingssondag en dit is eintlik incredible net dat mense dink dat 2000 jaar 2026 soveel opstandingssondae is daar nou al gewees. En eintlik, en dis die wonderlike, dit gou vinnig die geskiedkundige prentjie vir jou teken. Die laaste week van Jesus se lewe, daai week noem ons die heilige week, waar Jesus die Palms laas Sondag ingegaan het, en dan elke dag iets gebeur het. Donderdag aand het hy die laaste Pasga, Vrydag die kruisiging, en dan staan ons uit gesterf, en tussen 9 uur die oggend en 12 uur was dit donkerte, en toe sterf Jesus, en dan staan op die 3de dag het hy opgestaan. Die Vrydag eindig 6 uur die aand vir die Jode. So dis die eerste dag. Die Saterdag is die tweede dag. En die Sondag is die derde dag, en 6 uur die oggend, net so na 6, wanneer die Joodse dag begin, daai moment kom die vrouens by die graf, en die graf is leeg. Op die derde dag het hy opgestaan, nou verstaan julle die derde dag, en dis nie lekker nie, die Sabbatdag is 'n Saterdag. Die Jode is spot on daarmee, maar ons vier nie vandag meer die Sabbatdag nie, ons vier die opstandingsdag, want na hierdie event, na die event van die opstanding, het die gelowiges op die eerste dag van die week, die Sondag by mekaar gekom, en nie meer op die Saterdag nie. En dit het die nuwe Sondag geword, en dis die dag wat ons vier. Dis nie die laaste dag van die week soos die Sabbatdag nie, dis die eerste dag van die week, wat die opstanding en nuwe lewe is, en die wit doeke is tekenend daarvan. Die blomme is tekenend van 'n nuwe lewe wat begin. Julle sal sien, elke liewe lig in hierdie auditorium is op hierdie stadium aangeskakel, want is hierdie werk nie, so dit kan nie werk nie. Die ander is almal aangeskakel, want dis die nuwe lewe, die nuwe lig wat gebeur. Maar sekere ouens het dit nie verstaan nie. So kom ek praat met jou eers oor dit wat ons onderskei van 'n klomp ander mense. Ons almal ken die verskillende gelowe in die wêreld. Hierdie is die paar
heel groot is. Die blauwetjie, die tweede ene, is Judaïsme. Dis die staat Israel en 'n klomp ander wat in diaspora is. Die een langsom behoort, dink jy nou op hierdie stadium langsom te wees nie, dis Islam, die groene, in die middel. Dis die twee wat in mekaar se hare op hierdie stadium is, Iran en Israel, en die ander groot plek waar die moslems is natuurlik in Irak. Irak en Iran, maar hulle het ook twee verskillende faksies van die moslems. Regs van hulle is die Hindoeïsme en heel regs die geeltjie is Boeddhisme. Al vier daardie aan die regterkant het 'n soort van 'n geloof wat sê ons moet iets doen. Ons moet iewers by God probeer uitkom. Die Jode sê, wel, ons het die gebooie, ons moet nakom, veral die Sabbatsgebooie, en ons moet dit doen, en dan sal God oukei wees met ons. Moslems sê, hulle het so 4 of 5 pilare waarop hulle geloof gebou is. Ons moet een keer in ons lewe Mekka toe gaan. En hulle is almal travel dan Mekka toe met hierdie wit klere en stap daar om, en baie van hulle gaan selfs dood in die verskriklike hitte wat van daai tyd van die jaar. Die ander goeders van hulle daar's hierdie vas wat hulle moet doen, Ramadan, wat hulle erg is. Hulle moet eintlik 'n goeie moslim behoort 5 keer 'n dag te bid op sy maatjie noorde kant toe na Mekka se kant toe, en so moet hy elke keer bid, of dit vroeg in die oggend is of laat in die aand is. Dis deel van hulle reëls. Hulle moet ook almoses gee. Dis nie sommer net ek kan iets van my gee nie, daar's 'n vaste persentasie wat moet gee. En dan hulle laaste is dat hulle ook glo in 'n heilige oorlog, en dis wat met Iran en Irak op hierdie stadium aan die gang is. Hulle glo dat die geveg wat hulle moet veg met Amerika en Israel is 'n heilige oorlog, en dis geregverdig, dit behoort so te wees. So dis hulle moet dit doen om Allah tevrede te stel. Anders is daar moeilikheid. Dieselfde met die Hindoeïsme en die Boeddhisme, daar's 'n hele reeks goodies wat jy moet doen om oukei te wees met die godheid. Maar nie een van daai 4 praat van 'n opstanding nie. Trouwens, al 4 van hulle stigterslede is dood. Ons leef. Ons glo in 'n leë graf, 'n leë kruis, maar ook 'n leë graf, waar Christus opgestaan het, en dit maak die wêreld se verskil. Ouens, dis hoekom as jy iemand vir jou vra, hoekom is jy 'n gelowige, dan moet jy vir hom sê, maar ek glo in 'n lewende Here, nie een wat 2000 jaar terug iewers was nie, hy was toe ook, maar hy leef vandag, en what a experience, en hoe kan jy dit bewys? Jy kan nie. Jy hoef dit te bewys nie. Jy hoef sommer net te leef. Maar Christendom het sy ontstaan binne 'n geskiedkundige omgewing. En dit was dat die Romeine op daai stadium aan bewind was. En ons almal ken die Romeine, was hierdie gehate ouens. Iemand het vir my gevra, Diedrich het my gevra gister oor die The Passion of the Christ van Mel Gibson, en almal het gesê, maar dit is so erg, dit klink so wreed. Die meeste ouens wat daaroor gepraat het gesê, waarskynlik is die film geonderspeel. Die brutaliteit was eintlik meer as wat hulle selfs gewys het op die fliek. Ons eintlik 'n soft version daarvan. Die hard version in hierdie tyd was veel erger. Hy was regtig pimpel en pers geslaan. Die bloed het regtig waar geloop. Dis die enorme impak van die kruisgebeurtenis. Ek lees in Jesaja 50 dat een van hier's 'n grand woord, messiaanse profeseë. Met ander woorde, iets wat vertel is van die Messias wat gaan kom. In die Ou Testament is daar 322 van hulle, gaan 'n bietjie later daarna verwys weer. Maar een daarvan staan dat Jesus gesterf het aan die kruis, dat hy vermink is, en dan so mooi speelse ding, dat sy baard uitgepluk is, as deel van hierdie erge pyn wat hy beleef het. Maar, die Romeine het ook goeie goed gedoen. Hulle het onder andere gesorg
dat paaie gebou is. Luister gou na hierdie stukkie statistiek. 400,000 kilometer se paaie het hulle gebou. Of laat bou in elk geval. Ander mense gebruik om hierdie paaie te bou. En ons gaan vandag stil staan by een van hierdie stukkies pad. Hierdie stukkie pad lê so, ja, jy kan amper sien, amper die skade weer aan hierdie kant, en daai kant amper heel regs, dis die stukkie pad van Jerusalem af, na 'n dorpie wat se naam Emmaus was. 2 mans op pad. En hierdie ouens stap terug van die graf af. Hulle het gehoor, die vrouens het kom sê, die graf is leeg. En hulle stap terug na hulle dorpie toe, Emmaus. Ek dink teleurgesteld. As jy die Bybel weer 'n keer in jou hand het, as jy by Maleagi eindig, aan die einde van die Ou Testament, en by Matteus 1, dan is daar so 1 bladsytjie, nê. In die meeste Bybel staan net, dis nou die begin van die Nuwe Testament, en dit so 'n bietjie van 'n opsomming van die Ou Testament, maar dis so 1 bladsytjie. Daai 1 bladsytjie is in die geskiedenis amper 500 jaar. Tussen Maleagi laas gepraat het, en Jesus in Matteus 1 kom praat. Vir 500 jaar droom hulle, eintlik baie langer al, van 'n verlosser, van iemand wat hulle gaan kom verlos. Daai 1 bladsytjie, wat ons net omblaai, is vir hulle 'n gevoel van, iemand is op pad. Die Christus, die verlosser is op pad. En almal van hulle wag vir 'n koning, wat sterker as die Romeine moet wees, want hy moet hulle verslaan. En wat kry hulle? 'n babatjie in 'n krib. Daar is nie so 'n plek in een van die paleis nie. En daar moet hy maar bly. Daar word hy gebore. Eventually, 33 jaar later, word hy aan 'n kruis vasgespijker. En prewel hy 7 sinnetjies, waarvan die laaste een is, Tetelestai. Dit is volbring. En hy sterf. O ja, hy het gesê, hy gaan opstaan. Maar whatever, kom ons gaan terug. Ek dink hulle het gebly in Emmaus, was vir die Paas naweek in die stad Jerusalem, nie te ver tripie nie, net so 12, 13 kilometer, is nie so ver nie, goeie tripie, goeie outing, maar is 'n outing wat 'n bad einde het, niks werk uit nie. Pause. Ons is 2000 jaar later, en nog steeds sit baie van ons met 'n stuk teleurstelling in, God het nie opgepitch nie. Hier's my troubles, hier's my probleme, hier's my frustrasies, hier's my woelinge in my lewe, maar dit lyk nie of God enigstens aandag gee daaraan nie. Dit lyk nie of God enigstens dit hoor nie. Ons is nie heeltemal seker of hierdie opstanding en doeke regtig gebeur het, want dit lyk nie vir my hoe dit werk nie. My man is nog steeds, my pa is nog steeds dood, my vrou is nog steeds dood. Hoe maak ons sin van hierdie goed? Ek wil 5 beginsels vandag aan die hand van hierdie verhaal met jou bespreek. Om jou iets daarvan vir my in besonder te help om dit te verstaan. Want anders as wat julle dink, gaan dominees ook deur 'n stuk vertwyfeling in hulle lewe en in hulle geloofslewe. Wonder 'n mens soms, Here, maar hoe maak hierdie goed sin? Nee, dit maak nie sin nie. Here, hoe maak hierdie goed wat nie sin maak nie? Hoe moet ek dit handle? Ek wil nie eens dit probeer comprehend nie, ek kan nie. Die lewe is net unfair op baie fasette op baie vlakke van die lewe. Maar Here, hoe leef ek daarmee saam? En ek dink die verhaal van die 2 ouens op pad na Emmaus toe sê vir ons iets daarvan. So kom ons begin by nommer 1. Dit lyk vir my God is on the move. Hy is nie beperk tot iewers by 'n graf nie of aan die kruis nie. Hy is aan die beweeg. Kom ons lees die eerste paar verse. Lukas 24. Op dieselfde dag, die vers 1 tot 12 is die gedeelte waar Maria by die graf kom en sien die graf is leeg. Op daai selfde dag, daai Sondag, was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af.
Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels, het hulle gedagtes gewissel en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en ek dink die belangrike woord daar is saam geloop. Ek dink is een van die moeilikste goed wat ons sukkel om te komprehend is. Ons God loop saam met ons. Ek wil sê kognitief en serebraal vir mekaar en vir myself. Ek weet God is by my. God is altyd by my. Ek watch my oralster. Maar dis op 'n dieper vlak is dit krusial om aan vas te hou met alles wat jy het. Jy's nooit alleen nie. Selfs al voel jy verward en verwaarloos en jy iemand het mooi geskryf in een van die preke wat ek gelees het hieroor. And you are going home back home. En jy voel maar niks werk uit nie, so kom ek gaan met huis toe. Kom ek drop hierdie hele ding van Jesus. Dit werk nie vir my nie. Dan loop God agter ons aan. Hy los ons nie alleen nie. Kan ek terugkom na daai eerste opmerking oor die gelowe? In al die gelowe soek ek vir God. In Christendom soek God vir my. Dit begin al in Genesis 3. As Adam en Eva van daai vrug geëet het, dan kruip hulle weg. Dis ons eerste reaksie. Ons kruip weg. God nie sien ons het sonde gedoen nie. En dan loop God agter ons aan en sê, Adam, waar is jy? 'n hoofstuk of 2 later, dan het Kain vir Abel doodgeslaan. En dan kom God weer en sê, Kain, wat het jy gedoen? En so loop God agter mense aan. Ek dink ons moet weer 'n keer gaan besef wat 'n enorme waarde ons as Christene het, om te hoor, God dink, dis belangrik dat ek by jou uitkom, Elaine. Dat ek by jou uitkom, Mani, want jy het my nodig. Ouens van Emmaus, jy het my nodig. Suiderlig, jy het my nodig. Ek kom agter julle aan, want ek weet julle is stikkend, julle is flenters. Ek weet julle het my nodig, en al dink julle, ag nee, wat is verby. Kom ons drop hier julle ding. Kom God sê, nee, ek loop agter jou aan, ek gaan jou nie los nie. Ja, dit help vir my hoor. Dit help vir my om te weet, ek skarrel en probeer vashou plek kry, en dan die volgende moment is God langs my op pad. Al is net 12 km terug, maar is 'n crucial 12 km. Al voel dit maar niks werk uit nie, my geloof help my nie regtig met vashou plekke en handles nie. Kom God sê maar, ek sal jou help. Ek sal by jou wees. So beginsel nommer 1 is, God is on the move. Moet hom nooit vasboks iewerster in 'n kerk nie. Dis die woonplek van God. Ek dink nie 'n kerk is heeltemal die woonplek van God nie, hoor. Met alle respek gesê. Daai is Ou Testamentaal. Die tempel was die blyplek van God, maar die tempel van die Heilige Gees, sê Paulus, is julle. God leef in ons. En daarom is hy nie iewers 'n adres op die hoek van 2 strate nie. Hy is in my en jou, en waar ek en jy loop is die kerk, is God, die woonplek van God. En natuurlik is dit 'n manier hoe ons God kan aanbid, om hom hier te aanbid, en te weet hy is ook, maar dis 'n gemeente wat by mekaar kom, dis elke kerkie wat by mekaar kom, en dis een hierdie klomp mense saam wat kerk vorm. Nommer 2. Jou oë mislei jou soms. Jy misgis jou baie keer. Maar hulle oë is verhinder om te erken. Dink gou, sê jouself in. Hier kom hierdie dialoog tussen Kleopas is die een nou, ek weet nie wat die ander ou se naam nie. Tussen Kleopas en die ander ou, hulle loop en gesels mekaar oor wat gebeur het. En ek dink daar's 'n stukkie sadness, en ek dink nie hulle weet dit nie, maar hulle emosies is op hulle gesigte. En dit is so halwe in hulle skouers. Dit hang so. Iets is nie reg nie. En dan stap Jesus in, en hy praat met hulle, hy stap saam met hulle,
Hy kyk vir hulle, maar hulle herken hom nie. Ek het net gewonder, hoekom het hulle hom nie herken nie? Hulle het toch geweet van Jesus wat in Galilea rondgeloop het, en hulle het ons geweet, hulle het hom herken, geëien. Maar hierdie twee herken hom nie. Ek dink daar is 'n paar redes daarvoor. Eerste een is dalk, ek dink Jesus wou homself nie aan hulle bekend stel, want hy wou dalk vir hulle sê, maar en julle nie herken van my, kom daar 'n stuk eerlikheid deur van julle af. Ek sê nou as dominees en mense nou baie keer, weet, as mense in 'n gesprek is waar niemand jou ken nie, dan gesels almal, maar sodra jy nou sê, ek is 'n dominee, dan, wat is die vloekwoord, reverse, al die regte goedjies. En ek dink Jesus, sy sou self wees, daar skielik is die gesprek dan oneerlik, as hulle, so Jesus wil weet, wat gaan regtig met aan, dit word vertel, dat baie van die konings in die ou tyd, gewone peasant klere, gewone volksklere aangetrek het, en tussen die mense gaan rondloop op die mark, net om te hoor, wat is die vibe tussen die mense? Want jy kan dit nie sien as jy koning is met jou lang togas nie, maar jy sien dit en jy hoor dit as jy tussen die gepepel saam met hulle beweeg as deel van die gepepel. En ek dink dis wat Jesus hierso doen. Maar ek dink ook in die tweede plek, hulle herken hom nie, want hulle verwag hom nie. Hulle verwag nie vir Jesus nie, want Jesus is dood. Hy is gekruisig. En hulle weet wat sy brutale dood dit was. So dit was nie 'n mooi gesig nie. Hulle weet hy was pimpel en pers en flenters geslaan. Hulle weet hy het gesterf. Hulle het die liggaam van die kruis afgehaal en in Josef van Arimatea se graf gaan bære. So hulle weet hy's dood. So hoekom sal hy nou hierso oppitch? En ek dink is baie van ons. Ons verwag hom nie meer nie, want ons verwag hom nie. Hy kan nie help nie, want hy is dan gekruisig. Gister daar by die huis het ons so egg hunt daar by die kinders gedoen. En eers ek vra Carly vir my, maar oupa, wat is dit nou hier, en ek verduik toe daar is verduik, maar ek dink toe myself, ons verstaan heeltemal nie goed, nou probeer ons met eiertjies wegsteek en praat van 'n nuwe lewe wat begin met 'n eier, wat die hoendertjie, die kykentjie wat hier uitkom is, en dit is alles mooi, nê? Maar ek dink ons groot mense verstaan dit nog steeds nie. Ons probeer dit nie eens meer vergelyk met goetertjies nie. Ons kry ons eie lewe net nie reg om te sê, maar Here, my oë misgis my. Ek dog is iemand, dit is nie u nie. Is nie, dit voel nie vir my is iewers nie. En ons sit so half desperaat en sê, maar ek kry hom nie in die hande nie. Hy sê my lewe betrokke en ons oë misgis ons. Jou God is on the move, maar jou oë misgis jou. Nommer 3. Jou hoop is baie fragile. Ek het al verskriklik baie kere gesê, maar ek gaan dit weer sê. Ek dink 'n dominee se werk, kom ek praat van my eie werk. 'n Dominee se werk, my werk, het ek al op baie maniere probeer ondersoek en dink, wat is nou my werk as dominee? Wat is my calling? En ek het daar's baie mooi antwoorde wat mense daarop kan gee, maar ek dink ten diepste is my werk om hoop te bring in 'n hooplose wêreld. Al die ander goedes is bysake. Maar iewers moet mense by my iets van die lig van Christus sien, iets van die hoop van Christus, dat dit alles nie die einde is nie. Want ons hoop is so broos, dit is so fragile, dit kan so maklik breek. Kom ek lees die gedeelte saam met julle. Vers 17. Hy vra hulle toe, Jesus is 'n interessante ou. Mens gaan weer gaan lees, hy vra hulle sulke interessante vrae. Hy kom nader en skielik word die 2 gesprek 'n 3 gesprek. Wat is dit wat julle so ergens met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte. Jy sien sommer jou lang gesig. Gaan hulle staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat hier afgelope paar dae gebeur het nie? Asof Jesus nou vir hom gevra het, verduidelik nou presies my. Jesus weet presies waaroor hulle praat, man. Hy is aan God. So hy kom, hy val by hulle in en begin van sê, waaroor gesels julle? Kan ek join in hierdie gesprek? Ek dink dit is belangrik dat ons moet weet. Jesus en God is geïnteresseerd in die gesprekke wat ons het, nie net met hom nie, maar ook oor hom.
Hy is ook geïnteresseerd in wat sê jy en jou man vir mekaar oor julle geloof? En wat sê jy en jou kinders vir mekaar oor waaraan glo ons? So hy is net gesprek, hy het net 'n saak met wat jy vir hom sê nie, dis belangrik, gebed, maar ook wat jy oor hom sê, kom ons doen met teologie, godsdiens. So dis sy eerste gesprek. Hy wil so intree en sê, hey, ek wil deel word van hierdie gesprek. Waaroor gesels julle? En dan sê Kleopas vir hom, is jy 'n vreemdeling? En dan tipiese volgende Jesus vraag. Watter dinge? Hy hou homself dom. En hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat, luister gou net hierso, 'n profeet wat magtig, sê gou my volgende woord. Wat se tyd is dit? Present, past, future? Past tense. Wat magtig was, in woord en daad vir God en die hele volk. Priesterhoofde en die lede van ons raad om oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig. Dis alles past tense woorde. Ons het so gehoop dat hy is wat Israel sou verlos. Verlos verlede tyd. Maar boonop is dit vandag al die derde dag waarvan die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit het net so gekry as die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Ons geloof is so fragile. Dominee, ons was by die kerk. Ons het gehoor van God se verlossingsdade. Ons het gehoor dat God 'n pad met ons gaan loop, maar dit was 5 jaar terug. Niks het gebeur nie. Ons geloof is gebaseer op, ek gaan nou iets sê wat julle op die regte manier moet verstaan, maar dis crucial om te verstaan. Ons geloof is gebou dikwels op wonderwerke of die strewe na 'n wonderwerk in my lewe. En dis wanneer ons sal glo as iets huge gebeur. As ek skielik in 'n ongeluk was en skielik die volgende moment blakend gesond is. Of my huwelik op sy einde is en skielik op 'n miraculous way word die huweliksband weer herstel. Dis hierdie wow events wat moet gebeur, dan sal ek glo. En Jesus, dink ek, wil dit kom counter, dit sê, geloof mag nooit so vlak wees, luister wat ek sê, moet nooit so vlak wees, dat het op wonderdade gebaseer is nie. Ouens, julle moet mooi hoor, dis crucial. As jou geloof afhang van 'n wonderdaad, dan is hy vlak. Die volgende 2 punte gaan ek nou demonstreer. Jesus kom leer deur sy woorde en sy woord, dis standhoudend. Die wonderdade is dalk so groot wonderdaad, maar wat nou volgende keer gebeur om jou geloof weer bymekaar te kry? Die wonderdaad nou so groot wees, en dan so groot wees, en as jy nou die verhale van Matteus, Markus, Lukas, veral Markus en gaan lees, dan sê Jesus kort, ek wil nie hierdie wonderdade ding doen nie. Hy kom weg daarmee, dis hoekom hy gesê, moet vir niemand dit vertel nie. En dit word die Lukas en Markus steek dit so al, probeer dit so wegsteek. En oral wil hy dit downspeel, dat hy wonderwerke doen, maar wil hy die woorde wat hy sê, verduidelik. Een van die verhale, die vorige dag, maak Jesus 'n klomp mense gesond. Dan gaan slaap hulle. Die volgende oggend baie vroeg, dan staan daar al 'n tou mense daar, Jesus sluip weg, en dan gaan hy op die berg en dan bid hy, alleen. Toe die eerste klop aan die deur kom, en Petrus oopmaak, en Jesus staan 'n lang tou mense wat siek is. Hy dog, o genade, Jesus, waar is hy nou? En hulle kry hom toe eventually op die berg. En Petrus sê vir hom, come on, daar's mense wat wag, spreekkamers het vol.
Wat sê Jesus? Gaan nie terug nie. Kom ons gaan na die volgende dorp toe. Ek het gekom en hulle my woorde aanvaar, nie my dade nie, nie my wonderdade nie. Want baie van ons se geloof is daarop gebaseer, terwyl ons geloof gebaseer moet word op, hy het gesê hy het opgestaan. Hy gaan opstaan, hy gaan vir ons die lewe gee, op die 3de dag. En toe hy doen, toe sê hulle, o genade, nou is ons alleenig. Kyk hoe fragile is hulle geloof. Want geloof het ook verskillende verstellings, spoedverstellings, kan wissel. My eerste kar was 'n Datsun 120Y, so groenetjie. En tipies nou, ek dink ek het my 2 jaar op universiteit gekoop, maar het was hy het nie spoed gehad nie, hy kon gemaklik 110 haal, maar hier van 110 af dan suffer jy om 120 toe te gaan. En elke tripie tussen Vereniging en Potch waar ek geswat het, was maar 'n lang proses. En toe ek nou agterkom, daar sekere petrols wat jy kan ingooi. Ek dink daai het jy nog 87 oktaan gekry, wat daarom later nou 93 en 95 geword het, of is 97 geword het. En so ek het agterkom, as jy die regte petrol en mixture ingooi, dan kan jy so 'n bietjie skoor met sy spoed. En toe later as ek van 'n dubbel carburetor op, dit was nou nog grand geweest. En toe kom ek agter, hoorie sommer, as jy hierdie Wildcat exhaust system in het, wat hy so brul en so maak, dan is hy nou vinnig. Of hy klink ten minste vinnig. En die ergste van alles is, as jy die sound system met 'n booster, die hele boot was vol van 'n booster geweest. As jy dit kan doen, dan loop hierdie kar. Hy het nooit vinniger geloop nie, behalwe in die afdraand is en saam met die wind. Maar baie ouens se geloof is ook afhanklik van die spoed waarin jy beweeg. Party ouens sê, "Jo, hierdie was amazing. Ek gaan sommer my hart net vir die Here gee en oorgee." Ander ouens vat lank en stadig om by daai punt te kom, wil dit mooi oordink, wil die voordele, die nadele, die pros en die cons deurgaan. En ek dink hierdie twee manne op pad Emmaus toe wil sê, "Ons het gehoor dat dit gebeur, maar ek weet dat het gesê, maar nou kom die vrouens nog met ou vrou stories van hy was by die graf van die kus in die graf is leeg. Ons verstaan, ek dink hulle loop en knaag in hierdie ding. Hulle snelheid is so bietjie stadiger as die ander ouens en hulle is so bietjie meer berekend. Bietjie meer konservatief. Dis fyn. Dis fyn om te sê, maar ja, is amazing hierdie. Kom ek vat hom omhels dit. Ander ouens kan sê, maar kom ons 'n bietjie stadig. Dis nie my probleem nie. Die probleem is party van ons het tot stilstand gekom. En dis ook nie eens die probleem nie. Maar party van ons het omgedraai en weggeloop en gesê, not for me. Duidelik punt nommer 1. God is on the move. En ongelukkig ons ook. En dikwels vat ons goed en loop. En is soms goeie kerkmense. Dis nie ouens wat nie hier is nie, hulle ook, maar ons praat nie vandag met hulle. Ons praat van ons as, kom ons noem onsself goeie kerkmense, wat hier is by die kerk en iets wil hoor, maar dis nie heeltemal seker nie. Kom ek lees die teksgedeelte. Hy sê te vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees het julle nie. Julle glo dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge gelei het om in sy heerlikheid in te gaan nie? Hey ouens, dit moes gebeur het. Jou spoed is dit nie reggestel nie. Jy weet, 'n bietjie van ratte verander. Verander jou gears, jy's nou in reverse. Of jy staan in neutral en jy ref. Dit help nie. Jy gaan nêrens heen gaan nie. Sit hom net in eerste rad. Gee my net kans om by jou in te speel met jou pad te loop. En die Here val in by hierdie 2-manskap, dit word 'n 3-manskap. En 12 kilometer vat in daai tyd nie te lank nie. En dan gebeur daar 'n incredible ding. Hy begin vir hulle Bybelstudie doen. Dit moes 'n amazing Bybelstudie gewees het. 12 kilometer lank, kom ons maak dit 3 ure, 2-3 ure, se stap. En Jesus het ingeval, vir hulle gevra, waaroor praat julle? Glo julle dan nie? En nou begin hy sê, hey,
In die Ou Testament is daar, het ons nou deesdae opgetel, 322 messiaanse profesieë. Gedeeltes wat sê, daar kom 'n verlosser. 322 van hulle in die boeke wat hierdie ouens ken. Hierdie twee Emmausgangers is Jode, so hulle weet van dit. Hulle is nie hulle twyfel daaroor, hulle wonder daaroor nie. Dis nie die eerste keer dat hulle die nuus kry nie. Hulle het geweet van Moses. Hulle ken al van Genesis, daar waar God gesê het, die slang sal sy kop getrap word. Selfs van toe af, daar's 322. Kan ek net gou 'n bietjie som laat maak? Die kanse, die chance dat 322 profesieë op een slag in een persoon kan laat realiseer. So daai 322 boel van profesieë, die kans dat hulle op daai moment Jesus was, is 1 op 84 met 100 nulle agteraan. Dit is die kans dat daai goeters kan gerealiseer word op hierdie event. Ek is nie wiskundige nie, ek het nie gaan check nie. Ek glo wat die wiskundiges ons vertel. Ek weet ook nie wat noem mens dit nie. Wat noem jy daai onderste getalletjie nie? Wat is dit die noemer nie? Ek weet nie wat noem jy hom nie. Maar hy moet amazingly groot wees. Die kanse is minute klein. Dit gebeur nie sommer nie. En toe gebeur dit in Jesus se lewe. Daarna het hy by Moses en al die profete begin, en al die skrifuitsprake wat hom betrekking het vir hulle uitgelê. Daai 3 ure lank lê hy teks uit. Moes 'n amazing Bybelstudie gewees. Ek dink as jy lees die Bybel, maar skielik as Jesus vir jou sê, maar dis wat jy beteken. Nou verstaan ek meer. Toe hulle by die dorpie aankom waar hy nou op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby, te ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit, en gee dit vir hulle. Op daai stadium, toe hy dit breek, en vir hulle gee, en die brood is die beeld, symbool van die liggaam van Christus. Jy mag daarvan neem en eet, en mag die volgende met jou gebeur. Toe gaan hulle oë oop. Die wyn is 'n simbool van die bloed van Jesus, wat gevloei het as 'n volkomme versoening vir al ons sondes. En drink daarvan, mag jou oë oopgaan en jy hom herken. Hulle sê vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Die woord wat gebreek word, maak iets in hulle wakker, word die passion, die vuur hier binne hulle, word die energie wat losbreek, en skielik verstaan hulle iets. Iemand skryf, daar's baie wat gelowig is, but most are frozen. Maar as hierdie
warmte oor jou neerdaal, jou hart verwarm, met passion aan vuur, dan verander alles. En dit gebeur nie oor die wonderwerke nie, dit ook, natuurlik is dit hulpmiddels. Maar dit gaan oor die basiese woord, 322 profesieë, en hulle het dit nog nie verstaan nie, en toe het vir hulle vertel, wow, ons oë het oopgegaan, 'n paar jaar later, nee, 'n paar maande later, stap haar ou, neem dieselfde pad, neem ook op pad. En hy is besig om gelowiges te gaan vang, en die tronk te gooi, te arresteer. Selfs buite staan as hulle doodgemaak word, vir hulle geloof. En eensklaps verstaan hy iets anderste. Sy naam is Paulus. Skielik eensklaps op 'n pad kom God en sê, wat maak jy? Ek is nie klaar met jou nie, Paulus. Trouwens, hy was tot daai tyd nog bekend met sy Joodse naam, Saulus. En die Here verander sy Joodse naam en later gebruik hy sy Griekse naam, Paulus. Dieselfde naam is nie Joos, is John en Johannes, dieselfde naam, Afrikaans en Engels. Dus, want nou gaan jy vir almal, die hele wêreld, die Griekse wêreld, gaan jy vertel. En daarom gaan hy met sy nuwe naam, met sy Griekse naam, in die toekoms in, maar God verander sy roeping van, maak hulle dood na, vertel vir hulle van die lewe. Hoe kry hy dit reg? Omdat sy hart brand vir Christus. Die opstanding is nie 'n dooie event nie, is 'n lewendige event wat ons uitstuur en sê, daar's 'n nuwe wêreld, go for it. Jou God is on the move. Al is jou geloof fragile. Al voel dit vir jou, maar ek sukkel nie meer. Dis die regte worsteling om te hê. Asseblief, net die vrous nie. Moet asseblief net nie iewers te gaan stil sit en sê, maar ek klaai mee nie. Hou net met alles wat jy het aan hom vas. Hoekom? Want anders is al die ander gelowe, die lewe hy. Is daar 'n graf waarna toe ons kan gaan, maar daar's niks binne die graf nie. Mohammed se graf is daar. Boeddha het 'n nice beeld van homself laat maak. Soos daar nice, maar almal van hulle is dood. En amper het mense gedink, Jesus is ook dood. Maar hy het ons gesê, op die 3de dag, en dis vandag, Here, dankie dat jy leef, dat u ons laat leef. Dankie dat u op die eie manier, stil, met elke van ons praat en werk. En daar was 'n Getsemane. Daar was 'n Golgotha. En daar was 'n begrafnis. En daar's 'n graf, 'n aanwysbare plek. Maar jy is nie daar nie. U leef saam met ons. U move saam met ons. U soek ons, u druk ons vas. U dra ons. U hou ons vas, u encourage ons. As ons gedaan is, as u daar. En daarom mag ons nou vir mekaar uitstuur met 'n seëngroet. En ontvang in die seën van die Here. Mag die Here wat lewe, sy genade en sy liefde by jou wees. Mag jy weet dat hy met sy groot liefde jou vashou, vasdruk en sê, I love you to bits, selfs al gaan jy deur die dal van doodskade weer. Ek sal by jou wees. Ons klou aan U vas, Here. Amen.